Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre op hierdie koue wintersoggend saam met jou stil te word met God se woord. Nog steeds die belangrikste in ons lewe. Vanmôre wil ek met jou praat oor die opstanding. En daaroor skryf Paulus vir ons in 1 Korintiërs 15 en ons lees vanmôre vers 16 en 17. Ek sê weer, as die dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en julle nog vasgevang in julle sondes. Houdini het beweer dat hy op die 50ste herdenking van sy dood uit die dood sou terugkeer. Op hierdie stadium het 'n groep van sy volgelinge dus om sy graf in San Francisco vergader en gewag dat hy sou terugkeer. Hulle het gewag en gewag en gewag en toe het hulle huis toe gegaan. Jesus het op 'n unieke, ongeëwenaarde wyse uit die dood opgestaan. Baie mense maak allerlei aansprake, maar ons held, ons leier, ons Here Jesus Christus, het sy belofte gestand gedoen. Hy het dit deurgevoer. En as sy offer nie aanvaarbaar was nie, sou ons groot hoëpriester nooit op Paasondag uit die graf tevoorskyn gekom het nie. Wanneer die hoëpriester, geklee in linne, op die versoendag die allerheiligste binne gegaan het om bloed op die versoendeksel te sprinkel, het die volk gewonder en gewag. Want as die hoëpriester self onrein was, as hy self deur sonde besoedel was, sou hy in die allerheiligste doodgeslaan word. Maar as hy tevoorskyn kom met sy linne klere besprinkel met bloed, het die volk geweet dat die offer aanvaar is. Hulle het geweet dat hulle sondes vergewe is. Wat van ons groot hoëpriester, Jesus Christus, in linne toegedraai, is hy in die graf geplaas. Die hele hemel het gewonder, die hele geskiedenis het gewag. Is die offer aanvaar? Is sy bloed genoeg? Omdat hy op daardie glorieryke Paasondag uit die graf tevoorskyn gekom het, weet ons dat die offer geldig was. Ons weet dat sy bloed aanvaar is. Ons weet dat ons vergewe is. In hierdie dag is ons opnuut dankbaar teenoor die Vader en teenoor Jesus vir die prys wat hy vir ons betaal het aan die kruis. Kom ons leef as God se kinders in hierdie dag. Amen.